Ja, ek het hoe het ek vir Martyn raak geloop en ek gaan dit kort hou. Ek was met die bike Hartenbos toe om na 'n kar te gaan kyk wat ek wou gekoop het en toe het ek hom op die uiteinde gekoop, maar langs storie kort op pad terug, een van daai dae wat so 38, 40 grade is. En ek sien my ek gaan nie Kaap haal sonder om net te stop en iets te drink nie. En daar dit tussen Swellendam en Ashton is 'n padstal. Nou dis Martyn se padstal. En ek het daar gestop en ek het 'n timeline gehad om te maak. Ons het die aand 'n funksie aangehad. Ek dink net vinnige watertjie drink. Ek het daar gestop en ons het begin gesels en spesifiek die Here werk met 'n plan. Toe ek Martyn raakloop, toe vertel hy van die man wat hy van straat af gehaal het, onder sy vlerk geneem het en op die uiteinde 'n boek oor hom geskryf het. En daai tyd is dit wat ek baie met Pieter Ferreira ook gewerk het wat by ons was. Jy onthou vir Pieter? Wat nie meer met ons is nie, hy is oorlede. En dis die raakvlak en die res is geskiedenis. 2 ure later toe sit ek nog daar en gesels, toe bel ek my vrou en sê wel, guess what? Al draai ek nou die oor hoe hard, ek gaan dit nie maak nie. Anyway, toe en van daar af het Martyn en Jan Hendrik kom kuier, hulle getuienis by ons gegee en die Here bring mense op ou se pad en Martyn is een van daai ouens wat vir my 'n mentor is en as ek oor iets wil praat, dan bel ek hom, dan sê hy altyd daar. Deel sy wysheid, gee my ander insigte, so dankie daarvoor Martyn. Miskien net geskiedenis, Martyn is van Kore afgetrede NG Dominee, mag ek dit sê? Hy sal die res vir julle verduidelik wat daar gebeur het. Maar ek dink die feit dat hy hier is, hy is hier met 'n boodskap en ek is net so opgewonde om te hoor wat die Here op sy hart gelê het. So dis die geskiedenis met Martyn en ja, hy is een van daai ouens wat 'n anker is in my lewe. Ek kan hom enige tyd bel en hy bel vir my en ons lag en ons deel bekommernisse oor gemeenskaplike vriende en vriendinne. Ook 'n lang storie. Ex-vriendin van my van die 80er jare en hy het ook toevallig paadjies gekry en sy gaan deur 'n moeilike tyd. En die Here bring jou by mekaar op wonderbaarlike maniere en daai paadjies raak en gaan uit mekaar uit. Na 40 jaar het ek 2 weke gelede weer vir haar kon bystaan toe sy met 'n bloeiende maagseer in die Kaap opgeëindig het. So lang storie kort, ou moet maar net luister vir die Heilige Gees, ingetune wees en beskikbaar wees. En ek dink Martyn is beskikbaar. So dankie Martyn, dankie dat jy hier is. Ons sien uit. Daar sien. Môre manne. Baie dankie Pieter vir die bekendstelling. Leon, dankie vir die uitnodiging. Ek het nog nie beplan om vanoggend hier te wees nie. Dit is maar net so hoe dit gebeur het. Ek het bietjie nader. Ek het vir Pieter gekontak om vir jou in die hande te kry en toe stuur Leon vir my sy boekie van pronk na tronk. Nee, is mos die boekie se naam. En ek het die boekie gevat die oggend toe ek by die passtal kom. Gelukkig was daar baie min kliënte die dag en teen middagete toe sy klaar. Ongelooflik. Nee, ek het agtergekom op 'n stadig lees want jy kon nie vinnig skryf nie. Maar ek het hom dit was boeiend geweest en baie lekker om te sien hoe die Here 'n mens se lewe vat. Ons het nou toe ons op te stap by die trappie so sê vir Pieter, ons praat oor die vorige bestuurder hier van die Spar wat ons saam ontmoet hier so 'n paar jaar terug. En dinge daar skief geloop en hy is toe weg. Hy's op die Pick n Pay sê Pieter en dit gaan met hom baie beter. En soms voel dit vir 'n mens asof die deur toeslaan in jou gesig. En eintlik is dit net die venster wat geklap het. Daar kom nou die deur, kom nou. My lewensmotto, ek het nie beplan om dit te sê nie, is die lewe is vir my 'n reeks geleenthede, elkeen briljant gekamoufleer as 'n onoplosbare probleem. Jou volgende onoplosbare probleem kan jou grootste geleentheid word. En wat by ons gebeur het by Willebraham op Swellendam, COVID het ons getref. En
My vrou is die MBA gekwalifiseerde, ek is maar 'n dominee gekwalifiseerde persoon, wat weet ek nou vir die lewe af? Ek weet nie van sonde af nie, ek bedoel, 'n dominee is op so 'n kokonnetjie groot gemaak, hy weet niks van die sonde af nie, hy kan ook nie daaroor praat nie, hy praat net oor sy eie sonde. Weet, as 'n dominee so 'n sekere snaar het wat hy elke preek maak hy op daai trant klaar, jy weet, dit is sy sonde waarmee hy sukkel. So hier is sommer so 'n wenkie vir julle. Toe ek my storie verloor, Natalie, sy sê vir my man, die besigheid is klaar, ons gaan dit nie maak nie. Ons elektrisiteitsrekening op die plaas is R100,000 'n maand. Ons het vrieskamers wat dadelik, ons het 'n fabriek, ons het 'n keller, ons het gastehuise, dis verby. Ons kan net so al die prokureurs en die ouditeure gaan sien, trek af, plak toe, en dit gaan nie werk nie. En ek sê vir hom man, en ek sê vir hom my motto, sit by jou hande in jou hare, maar moet dit net nie oor jou oë hou nie, dat jy net kan sien, want hier gaan 'n geleentheid kom. En ek het 'n ou kliënt van Welgemoed, Adel Groenewald. Haar man is by die narkotiese spanne hier by Panorama, as hy op die hartspanne. En sy bel en sy sê, liewer julle kaas af in die Kaap, en ons kan nou nie meer kaas by jou koop nie, want hulle ry altyd by my verby stil buite, maak hulle vol, as hulle terugkom, maak hulle weer vol, en dan, as hulle weer stil buite kan, maak hulle vol, en ek sê, nee, ons liewer nie af nie, maar ons kan, want ons het afleweringsvoertuie op die plaas, maar alles het net gestop, al die bestellings, al die goed het net gestop, ons moes al die deposites vir die gastehuise, moet ons alles terugbetaal, ons kaste, die koffers is leeg, en ek neem aan die kwalijk dat sy so gevoel het, nie? En toe bel Adel, en ek stuur vir haar 'n pryslys van die kaas, en sy sê, ek soek eintlik ook gevriesde bessies, ek sê, maar dan moet jy vir Natalie op die plaas bel, want my pryse is retailpryse, en ek koop by Natalie op die plaas, en sy het wholesale-prys, en Natalie stuur sommer die pryslys van die likeer, en van die deligoed, en die konfyte, en die bessies, en daar is 'n veldbrand aan die gang, die pryslyste gaan toe uit, en het al die tannies by die skool, tannies by die kerk, familie, al die tannies, en hulle begin bestel, wie binne 2 maande, die lewer ons af van Boerisburg af tot by Plettenberg Baai, 3 dae 'n week, ons moes 2 lorries, of 'n lorry en 'n sleepwa wat kan vries, moes ons koop, om in die vraag te voorsien. Ons sit met hierdie vrieskaste vol gevriesde bessies, wat ons nie meer kan konfyt mee maak nie. Verkoop hulle, lewer dit by ons huis af. Nou is dit 'n industrie wat bly staan na COVID. So, daar is die geleentheid gewees. Anyway. Want ja, ek moet nou Jan Hendrik, in kort, Jan Hendrik het nie die pad gehou nie. Hy het teruggegaan Vredendal toe, ek het hom gevang dat hy by die padstal op my geld stel, ek het geweet as hy, maar ek het vir hom gesê, ek gaan jou op hitte daar betrap, en toe ek het doen, toe sê ek vir hom, voor 5 uur, as jy byt nie die hand wat vir jou kos gee nie, gaan leer maar hy les, gaan eet maar die oorskiet van die varke, soos die verlore seun, en dan kom jy terug, want ek is lief vir jou, dan kan ons weer praat. So hy is nou amper daar, die varke terug begin al so nader kom na hom toe. Ons het hom sover gekry om te registreer vir 'n permanente disability grant van die SASSA, want hy het mos nou die arm wat hy, en hy skiet voorval dat hy moes hy gebruik vir die linkerarm effens verloor, so hy is nou ongeskik verklaar. Hy kry nou door die ongeskiktheids toelaag, SASSA. Dit is Jan Hendrik se storie. Hy bly nou weer by sy ou skoonma, tannie Elsie Kloete, daar in Vredendal Noord. Dit is die kleerling woonbuurt. Want tannie Elsie is 'n ou bruin tannie. Hy het ons as jy die boek gesien het, hy het die bruin vroukie gehad, Celia. Baie lief vir hom gewees. Anyway, dis 'n lang storie. Ons het probeer inkry, ek en Pieter het probeer inkry by Sint Monikas in Riebeek Kasteel, of is dit Riebeek Wes, die verste ene. En Sint Monikas het vir hom gesê, jy kan hier bly vir so lank as jy wil, kost jou niks.
Ons lei jou op as 'n sekuriteitswag, ons gee vir jou bestuurslisensie. Ons lei jou op om elektroniese toebehore in die huis te herstel, selfone te herstel. Hy hoef niks te betaal nie, maar hy moet eers gaan na die ark toe. In Somerset-West om vir 'n 6 maande tydperk om uit te vind, te bevestig dat hy skoon is, dat hy verhouding met die Here het en dan kan hy terugkom Monica toe. En die eerste behandeling daar is 6 dae, 7 dae solitary confinement soos in die tronk. Nou hy was vir 3 jaar van sy lewe was hy in 'n alleensel gewees hier op Mamasbury. En ek het met hom gepraat die dag toe hy uitkom en ek het geweet hier is dit nag. Hy gaan swaar kry. Maar hy het groot smiles gehad en goed gegaan, goed gelyk en die volgende dag toe loop hy weg. Toe loop hy weer terug, toe verkoop hy sy selfoon vir hikegeld, hy is terug vir Edendal toe. So hy is nou daar. Maar ons op nou maar vertrou dat dit ergens met op 'n draaipunt gekom. My getuienis, ek was in Paulroos op skool van standaard 2 tot standaard 6. En laerskool het dit goed gegaan. Ek het altyd so 70-80% gehandhaaf en toe ek hoërskool toe gaan, toe kom my wiele af. Ek is 'n jaar vroeg skool toe gestuur, so die aanpassing was net vir my te veel. Ek moes in die hoërskool, moes ek nog in die laerskool rugby speel. Ek was nog te jonk geweest. Die onder 13 spannetjie. En wiskunde en Afrikaans, snaaks genoeg. Wiskunde en Afrikaans kon ek nie. Tot Kiewiet van Wyk, die wiskundeonderwyser vir my eendag sê, Martyn, jy in wiskunde moet vandag besluit, julle gaan 'n egskeiding aan en julle trou nooit weer nie. Ek toe het hy aan my gade al geslaan. Dit wou net nie werk nie. En ek is toe begin die skoolonderwys, die skool se sielkundiges, Andri de Wit en Kie, en sy gespuis, begin toe nou by ouers verpes, om vir hulle te bewys, ek gaan nie standaard 8 kan maak by 'n gewone skool nie. Sielkundige toetse, aanlegtoetse, IQ-toetse, hoe jy neem het, alles is gedoen. My ouers kom sien, my ma was onderwyseres, my pa was 'n tegniese vakman, en my ma het hom geglo. Die opdrag, die boodskap was, julle sal hom in 'n praktiese skool moet sit, ons het soos Westcliff, Oude Molen, sulke tipe skole waar hy met sy hande kan leer werk. My pa het my seewater toe gevat, daar by Steenbrasrivier, en sê vir my, ek glo hulle nie. Jy het 'n goeie verstand gekry. Wys jy en ek vir hulle. Kry jou eerste klas standaard 8, maar dit is ons geheim. Kry jy eerste klas standaard 8 en ek gee vir jou 'n draadloos. Hoe klink daai? Nou my broers en susters is almal uitgemies. Hulle het nie eens draadloose gekry voor matriek nie. So kry ek nou, ek werk landbouskool toe, Agterparel, eerste klas gekry standaard 8, my draadloose kry, matriek gemaak, toe gaan ek universiteit toe. En die enigste een in die familie wat op die ouente graad gekry het, nie omdat ek wil nie, maar om die Here gesê, jy moet dominee word. Ek het hom maar net aangehou en geleer. En hier staan ek nou maar vandag. Maar as dan het 6, toe ek landbouskool toe gaan, was ek vir een ding was ek bitter baie bewus. Ek het geweet, die skool wil vir my ontslae raak oor wie ek is. En hulle het, kyk, Paulroos mos nou, jy had op net in die binnebaan. Net die oulike seuns is daar. Die slim mense en die ryk mense se seuns, dit is mos nou, en hierdie ouetjie gaan nie ons image lekker pas nie. So ons moet hom soort van uitwerk, tensy hy van sy kant af nou 'n bietjie sy kant bring. En so is ek nou uitgewerk, en ek het 'n bietjie baie bollige rol, soos hulle sê, ek en, julle onthou vir Hempies de Tooi rugbyspeler, Hempies en Hein, Pretorius en Nicolaas, Hannekom, ons 4 was soos 'n bende. Ons het redes gesoek om te beklei. Wat kyk jy my so? Vir wat kyk jy my so? Wat is die storie? En die volgende oomblik dan, maar staan ons saam, ons 4 was, ons het lief gehou. Daai Hein Pretorius het 'n hakhou gehad, so met sy linkerhand, hy het ons geslaan dat hulle voete so lig. En hulle het so vir 'n rukkie gesit en wonder, wat gaan nou aan? So dit was nou my, so ek dink hulle wou maar vir my ontslae raak, en ek was bewus daarvan gewees, my ouers moes R104 so skoolklere koop,
om vir my by landbouskool in te kry, oor die nonsens wat ek aangejaag het. R104, dit was in 1970. En my pa kon by R5 'n kwartaal sakgeld gee. Die skoolfonds was R10 per jaar. R10 per jaar. Die kostesgelde was R35 'n kwartaal. Dit is kostesgelde gewees. Ek het al met my skandes al hierdie kostes veroorsaak. Skaam ek nie vir my nie. In standaard 8 kom kuier daar die CSV rondreisende sekretaris Gawie Eksteen. Weet jy, julle ooit met hom te doen gekry, was later onderwyser by hoërskool Bellville, op Bellville Hoërskool, dink het houtwerk of iets. Gesien. Wonderlike man. Hy kom toe en hy sê, as julle my wil sien, hy bly 'n week by ons in die koshuis, by landbouskool, as hy my wil sien, skryf het julle naam maar by die prefek die portaal, en ek is die tweede as ek in lyn gewees. En nou ek wil graag my ouers weer bly maak, oor die skandes wat ek hulle aangedoen het, nie? En ek dog toe maar as ek 'n prefek kan word, as dan het 9 al 'n prefek kan word, dan is dit 4, en matriek is daar 11. Koshuis en skoolprefek, as ek 'n prefek kan word, ja, my ouers gaan my alles vergewe. En ek gaan sien toe vir hom Gawie, ek sê vir hom Gawie, ek lees die Bybel, en ek sien die Bybel bevat raad, en ek hou vir Kobus Stoffberg dop, is die hoofseun daai jaar, en ek sien wat ek lees in die Bybel, en wat Kobus doen, is soort van die goed align met mekaar. En toe kom ek agter, maar Kobus maak nog steeds foute wat die Bybel sê, moet gebeur, toe los ek vir Kobus, toe vat ek na die Bybel, en word soos 'n fariseer, doen presies wat die Bybel sê, maar ek sê vir hom Gawie, my gedagtes is verskriklik lelik, maar nou is ek standaard 7 seun, nee, wat verwag jy nou anders van daai storm en drang jare, as jy nou standaard 7 en standaard 8 is, my ma het altyd gesê, 'n seun op daai ouderdom groei net op een plek, en julle het die billetjies met julle oor toe druk. En toe sê hom Gawie vir my, sal sy woorde nooit vergeet, jy kan 'n luiperd sy kolle van sy lyf afkry. Nee. Kan 'n kasiet, swart man, die kasiete van die Bybel, kan hy sy vel wit kry? Ek sê nee. Hy sê, vergeet dat jy gaan dit nie reg kry nie. Jy gaan jou gedagtes nooit uit jou eie uitskoon kry nie. Ek sê, flip, daar sit nou verby, dan gaan ek nou nie prefek kan word nie, want flip, daai goed is in my gedagtes. En om Gawie sê, maar Martyn, wil jy Christen word? Ek dink, hier is nog 'n kans. Hier is nog 'n agterdeur. Ek sê, ja. En hy lees vir my 'n paar verses, Johannes 1 vers 12, Johannes 3 vers 16, Openbaring 3:20, julle ken hy tekste. En ons bid. En ons is altyd op ons knieë. Staan op, hy sê vir my, is jy nou Christen? Ek sê, ja. Hy sê, hoe weet jy dit? Ek sê, ek voel so. Hy sê, gaat ons moet weer bid. Maar ek laat nie hoor dat ek bid nie, want iets is nou weer verkeerd. Maar ek sê, wat moet ek nou? Hy sê nie dieselfde. En ons weer op ons knieë. Staan op, hy sê vir my, nou is jy nou Christen? Ek sê vir hom, ja. Hy sê, hoe weet jy dit? Ek sê, glo dit. Hy sê, want môre gaan jy nie meer so voel nie. Dan glo jy dit nog steeds. En dit bring nou vir my by vandag se boodskapie wat ek vir julle wil gee. En ek hoop ek gaan hom ingepas kry voor 6:50. En soos Leon gesê het, as daar van julle is wat moet gaan werk, julle kan maar nog steeds vrymoedigheid neem. So ek kom nou by daai punt wat Leon gesê het, en gee jou getuienis en sê vir die manne, waarmee is die Here nou in jou lewe besig? Hierdie ding wat ek nou vir julle gaan vertel vanoggend is die kern van wat ek glo oor my Christendom. En ek het in 2003 was ek 'n predikant van 'n gemeente in die Strand. 'n Baptiste gemeente, Engelse Baptiste gemeente. Strand Baptist. Die boodskap van môreoggend se diens voorberei. En toe ontdek ek dit, wat ek nou vir julle gaan deel vanoggend. En ek het opgestaan, ek het al my preke van 20 jaar uit die kabinette uitgehaal, alles in swart sakke gegooi,
al die boeke uitgesoek op die rak, wat nonsens praat. Ek het al alles in bokse gepak, daai Saterdag aand, en Sondagoggend op die kansel geklim en gesê, is my laaste preek, ek wil nooit weer so lieg nie, nooit weer nie. Ek gaan liewerste nou skryf wat ek glo, want dit gaan, jy betaal, as jy die boek koop, betaal jy my salaris. Maar as ek hier bly by die kansel, dan moet ek sê wat die kerk sê. Kan dit nie sê nie. Ek wil nooit weer so lieg nie. Dat ek vir my kinders by mekaar kry en vir hulle sê, wat papa se idee nou is en wat nou gebeur het, te sê hulle, maar papa, jy sê dit toch al die jare. Dis nog wat jy al die jare sê. Dis wat jy glo. Ek sê, maar dit is nie in lyn met wat die kerk sê op sy wie hy is nie, dokumente nie. Nou ja, ek wil vir julle begin deur te sê, het julle ooit gedink, miskien het julle ook daai YouTube videoetjie gesien, hoe dit geklink het, toe die man aan die kruis, langs Jesus, toe hy in die hemel kom. Het julle het gesien? Ek raak emosioneel as ek die storie moet vertel. Het hulle vir hom sê, nou wie is jy? Ek sê nou maar, hy is Piet Pompies. Nou wat maak jy? Hy sê, ek weet nie. Ek weet nie wat ek maak nie. Sê vir my, as jy nou hier is, ons sien jou naam is op die rekenaarskerm, jy moet nie wees, maar dit is jou dag. Maar glo jy in die drie-eenheid van God? Nog nooit gehoor nie. Glo jy in die regverdigmaking van die gelowiges? Wat is dit? Weet jy, op grond van wat het, weet jy, na die Here toe gelei, die man aan die kruis het gesê, kan nie wees. 1 Korintiërs 5 vers 21, want hy het hom wat geen sonde geken het nie, vir ons gemaak, sonde vir ons gemaak, sodat ons kan word geregtigheid van God in hom. Nou hierdie woordjie geregtigheid het al baie misverstande veroorsaak, en ons gaan vanoggend probeer kyk, so vinnig het uitklaar. Teks wat ek by uit wil kom, wat ek wil vir julle wil verduidelik, is Romeine 4:25. Hy is van wie ons oortredinge, julle sal op ken. Hy is van wie ons oortredinge oorgelewer om gekruisig te word, en hy is opgewek sodat ons vrygemaak word. Dis 'n ongelukkige vertaling. En as ek hom nou vir julle klaar verduidelik, sal jy agterkom hoekom ek so sê. En baie systematiese teologie beginsels is gebaseer op verkeerde vertaling. Ek het nou die dag, so 10 jaar terug, het ek 'n kommentaar begin skryf op Hebreërs, wat ek nou die Grieks verklaar woord vir woord, sy paradigma, sy root, die wortelbetekenis van die woord, en ek het op ongelooflike diskrepansies afgekom, want ek het al die beskikbare vertalings, het langs mekaar gesit, en probeer vergelyk om te kyk, wat ene kom by die eintlike kernwaarheid uit. Nou, hy is van wie ons oortredinge oorgelewer. Die Griekse vertalingstegniek, of die uitlegtegniek, die exposure van die teks, moet onderwerp aan sekere reëls. En in baie van Paulus se briewe het hy 'n logika. Jy moet die logika, die sommetjie van die teks moet jy verstaan. En hierdie teks bestaan uit 2 dele. Hy is van wie ons oortredinge oorgelewer. Dis die eerste helfte van die sin. En hy is opgewek sodat ons vrygespreek kan word. Tweede helfte van die sin. Ons praat van die as hierdie woorde voorkom, die dia, wat ons vertaal met van wie, of terwille van, of as gevolg van. As dia voorkom, dan kom daar gewoonlik 'n akkusatief, ons praat van die voorwerp. Ons het die voorwerp en die onderwerp in die gesegde in 'n sin, hè. Voorwerp is, ek slaan die hond is die voorwerp, ek is die onderwerp, gesegde is slaan. Die dia plus die akkusatief plus die voorwerp, as dit voorkom, dan beteken dit ergens in hierdie sin gaan daar weer dieselfde volgorde voorkom. Nou, hy is van wie, as gevolg van, terwille van, ons oortredinge, is hy oorgelewer om gekruisig te word. So wat kom eerste? Van wie ons sonde, sonde is die voorwerp. Is hy oorgelewer om gekruisig te word, is hy gekruisig. Right. Dia plus die akkusatief,
nou die werkwoord kom in 'n spesifieke paradigma voor, of dit is 'n toekomstige tyd, of is verlede tyd, of dit is teenwoordige tyd. Nou die Grieks het 7 of 8 verskillende tye, paradigma verskille. Een werkwoordjie by hulle kan 247 keer verbuig. Ons het net, ek is, ek was gister, en ek sal wees môre, net 3. Hulle het 247 verskillende verbuigings. So jy moet nou toelaat dat die ding vir jou Grieks word nie as jy Grieks leer. Dit is 'n nagmerrie, is 'n mynveld. So die oorgelewer is geskryf in die Aorustus. Nou, daar is verskillende verlede tye. Aorustus beteken iets het in die verlede gebeur wat nooit weer herhaal gaan word nie. Dit het gebeur en dit is afgehandel. Baie belangrik. Hy is oorgelewer om gekruisig te word. Hy gaan nooit weer oorgelewer word om gekruisig te word. Dit het eenmalig gebeur, dit is klaar. Die effek daarvan is afgehandel. Julle sondes is nommer 1, dit het begin en dit het geëindig met oorgelewer om gekruisig te word. Die tweede helfte is waar die geheim lê. En dit is wat daai aand in 2003 voor my gestaan het. En hy is opgewek sodat ons vrygespreek kan word. Maar daar staan eintlik, en vanweë ons vryspraak is hy opgewek uit die dood. Dis die Grieks. Vanweë ons vryspraak, vanweë ons geregtigheid, is hy opgewek. Tot en met die kruis stem alle gelowe met mekaar saam. Selfs die Hindoes het almal 'n skepingsverhaal wat soort van ooreenkom. Hulle het ook 'n Ararat in 'n ark in hulle godsdiens beskrywings. Maar tot en by die kruis, die moslems, die Jode en die Christene, ons haal mekaar se boek aan. Maar van die opstanding af kry jy denominasies. Hoekom? Omdat hulle verskil oor wat gebeur het tussen die kruis en die opstanding. En toe ek dit ontdek, daai aand, toe sê ek vir myself, ek het nie 'n kerk op ergens op skrif wat dit sê nie. Want wat het gebeur? Jesus is opgewek nadat ons vrygespreek is, nadat ons geregverdig is, ons geregtigheid verwerf het. Want dit is die Aorustus, hy is opgewek, is wat klaar afgehandel is. Wat het gebeur voor die afhandeling van die geregtigheid? Ons vryspraak. So wanneer is ek en jy vergewe? Voor die opstanding. Die opstanding is die kwitansie, dat die prys betaal is, dat die prys aanvaar is. So tussen kruis en opstanding het Jesus homself gaan aanbied as geslagte lam. En die Vader het gesê, nee, dan is dit reg. Dan is die prys betaal. Dan kan jy nou opstaan as 'n bewys dat hulle vergewe is. Saddam Hussein, Adolf Hitler, ek en jy, ons is vergewe op daai dag. Maar nie almal aanvaar die vergifnis nie. Dit is wat maak dat jy in die hel beland. Omdat jy verwerp wat God gedoen het aan die kruis. Deur in sy seun. Wat is die prys se waarde? As ek 'n hoetjie het, ek het nou 1% gekry, dis hoekom ek dit dra. Ek sal dit nooit dra as ek dit voor moes betaal nie. Ek is 'n Land Rover man. Met Land Rovers gooi mos nie meer olie in die engine nie. Hulle gooi mos 'n boere engine met dit aan. Hulle het dit afval op die grond. Hulle het nou die dag in die Namib-woestyn 'n klomp olie ontdek in die woestyn. Toe sê die boere nee, daar was 'n Land Rover saamtrek gewees. Nou, geregtigheid. Ek hoop julle het my nou oor die volgorde van die gebeure, nê? Geregtigheid is, as jy dit verstaan, die som totaal van hierdie 4 goed. Daar was eers ons oortredinge. As gevolg daarvan is Jesus oorgelewer om gekruisig te word. Hy is skuldig bevind in ons plek. En ons noem dit versoening. Weet jy wat is die grondbetekenis van die woord versoening? As jy dit in die Grieks gaan verklaar, die woorde, dit beteken dit om plekke te ruil met. Ons was skuldig. Jesus was aan die begin af onskuldig. Smetteloos. Ons was skuldig. Ons het nie versoening met God gesoek nie.
Ons het nie 'n stand van geregtigheid met God gesoek nie. God het dit gesoek. Hy wou dit hê. En hy het gesê, hierdie hoetjie is R5 om hom te koop. As ek die hoetjie wil hê, gaan ek na die Isuzu garage toe en ek sê vir hulle, hier's vir julle R5, want ek wil die hoetjie meer graag hê as die R5. Right? So ek betaal nou die R5 vir die hoetjie en ek kry die hoetjie want hy's vir my meer werd as die R5, dis hoekom ek dit ruil. Wat het God gedoen? Hy het gesê, julle is vir my meer werd as my seun, want my seun kan ek weer opwek uit die dood. Ek wil vir julle terug hê. Die ergste van die sonde, manne, is nie dat ons saam met die varke in die trog, soos die verlore seun oorskiet kos eet nie. Die ergste van die sonde is dat God se huis leeg is. Daar is nie kinders wat kan speel nie, wat raas, wat klim op sy skote vir hom kan sê hoe lief is hulle vir hom nie. Dis wat God gesoek het. Right. Nou, toe word Jesus opgewek as die bewys van ons dat ons vergewe is, die bewysstuk van geregtigheid. Nou, kom ons kyk 'n bietjie na die woord geregtigheid. Die Griekse woord dikaiosines. Dit is 'n aktiwiteit wat God gedoen het, wat ons stand van geregtigheid vir ons kom bevestig. Nou, wat is die stand? Ek gaan vir julle 'n storie vertel, om te, hoe laat is dit nou? Want hierdie deel van die storie kan lank raak, ek gaan nou probeer kort. Ek was betrokke by 'n koeverte projek in die Caprivi, toe ek in die weermag was as kapelaan. En ons het daar 'n kursus opgestel vir al die onderwysers, 120 onderwysers, 11 hoërskole, die hele Caprivi se hoërskole. En ons het 'n godsdiensweerbaarheidsprogram opgestel, waar ons vir die onderwysers moes voorsit, 10 in 'n week se tyd. En ons het tuis gegaan by die Katolieke Kerk se Holy Family Mission, daar teen die Zambezi rivier. En daar was 'n broer en suster. Dus soos wat ons verbind die Julius Malema ken, die hoof van die ANC Youth League, destyds nog, was daar in Namibië die SWAPO Youth League se voorsitter, George Mayambelu, en sy suster Susie. En ek was by baie weermag inligtingsvergaderings waar hulle twee se name opgekom het kort, en hulle is baie militant geweest. En hulle is Katolieke. En hulle wil kort wil die Katolieke Kerk se strukture gebruik het om politieke vergaderings te hou, want dis mos in die kerk en niemand kan nou inkom om hulle te kom vang nie. En so, maar Father John Grace, die Katolieke priester, het gesê vir George, but George is 'n uur. But George, isn't the church a place of worship? So, niks politieke vergaderings hier by ons nie. En 10 vir Father John. Nou gee ons hierdie kursus, en op dag 2 is dit my beurt om iets belesing te gee. Ek en die ander predikante van die Caprivi, ons maak beurte. En dit gaan toe oor ons skepingsdoel en wie ons is in verhouding met ander mense. En George Mayambelu, en ek het daai oomblik gedred, die hele kursus op. Ergens gaan hy moeilikheid soek. Ergens gaan hy met die politiek, want hy's agnostikus. Hy glo glad nie in die Bybel nie, glo glad nie in God nie. So ergens gaan hy moeilikheid soek, en hy gaan sy politieke ding, want hy soek 'n platform, nee, en hier gee ons nou vir hom 'n platform, hy kan vrywillig kan hy 'n vraag vra. So hy het nou mooi gedink oor hierdie vraag. Can I ask a question? Why am I black and you are white? Why am I so dumb and you are so clever? Why am I so small and you are so tall and strong? Why am I so slow and you are so fast? Why am I so poor and you are so rich? Toch flip. En ek kyk vir die ander predikante, hulle sê vir my nee, is oor na jou toe, swaar. En ek sê vir myself, hierdie is ook nou moeilikheid. En hy het hierdie 120, hy kan hierdie hele kursus, hierdie hele week se kursus kan hy sink, nou net hierso. So Vader, asseblief, gee net vir my nou wysheid. En dis is wat ek nou baie keer maak, julle doen dit ook seker. George, what do you think? Why is that the case?
En daar slaat hy my voete wat onder my, en hy sê vir my, because I'm cursed by God. Ek is vervloek deur God. Ek sê, waar kom jy daaraan? Wie van julle ander dink ook so? Almal, alle 120 onderwysers. Dis die meningsvormers van die toekoms van die Caprivi. Almal glo hulle is deur God vervloek. Maar almal van hulle is lidmate van die Adventiste kerk, die Sewendag Adventiste kerk. Wat maak hulle in die kerk? Hoekom glo George nie, want hy sê dit maak nie vir hom sin nie. Hoe kan ek deur God vervloek wees en nou moet ek in hom glo? Hoe kan God vir my lief wees en dan kom klap hy my deur die gesig of my te wys hoe lief is hy vir my? Dit was wat ons doen as mense ly, as mense teenspoed kry in hulle lewe. Die Here wil vir iets leer. Gee jy 'n paar klappe. En ek sê vir hom, waar kom jy daaraan? Hy sê hulle al die onderwysers van die Caprivi studeer by 'n onderwyskollege in Bulawayo in Zimbabwe. En die onderwyskollege word geran deur die Methodiste kerk vir Brittanje wat 'n paar dosente stuur om onderwysers op te lei. En dan is dit goedkoop prys, die kerk sponsor per kop 'n groot bedrag geld. Ek sê nou, hoe is dit moontlik dat jy wat jonk is en daai oomie van Mongua wat amper by aftrede is, glo dieselfde ding? Wie het vir julle dit gesê? Nie dosente by die Methodiste kerk se onderwyskollege het vir hulle gesê, jy is swart en jy is vervloek deur God. Gam se nageslag. Ek het gedog, daai standpunt is net by die regse Afrikaner boere. Dat los maar van Gam. Hy sal maar les vir sy lewe met water dra, né? Jy ken mos daai standpunt vir die ou regse boere. Ek sê nee, maar dis 'n misverstand. Dis 'n misverstand, dis nie waar nie. Nee, maar dis wat hulle gesê het. Ek sê nou, ek het toe so gesorg dat elke ou 'n Silosi Bybel, en ek ken so 'n bietjie die taal, ek lees vir hulle daarvan Noag en sy seuns Sem, Gam en Jafet, né? En Noag het so 'n bietjie die vrug van die wynstok het hy 'n bietjie mishandel en hy het 'n bietjie geskop geraak. En daar lê hy in sy dronkenskap en hy gedra hom sleg. En Gam lag vir sy pa, sy skandes. Toe roep Noag, toe hy nugter is, hy roep toe al die seuns bymekaar, maar die seuns het ook al seuns gehad. Hy roep elke hele stam van hierdie 3 seuns bymekaar en sê, kom staan nie, en hy vat vir Gam. En nou moet jy mooi gelees daar, vervloek is die seuns van Kana, nie Gam nie. Hy vervloek nie vir Gam nie, hy vervloek een van die seuns, die oudste seun van Gam, Kana. Nou een van die seuns se naam is Kus, wat seker maar so vol van 'n genetiese afwykingkie, bietjie donkerder van vel was. Dis die voorsaat van die Kusiete, die swart manne. Want Kus is in Hebreëus beteken swart, om swart te wees. En ek sê te vir hulle maar Kana, en ek het nie dit voorberei nie, ek het nou maar net die liewe Vader het nou maar op daai oomblik vir my die oplossing so gegee. Toe gaan ek met hulle die hele geskiedenis deur, tot waar Moses dan nou die volk uitlei uit Egipte, na die beloofde land, die land van die Kanaaniete, die nageslag van Kana. Wat het God vir Joshua gesê, wat hy die leiersrol oorneem by Moses, tref hulle met wat? Die banvloek. Man, vrou, kind, donkie, perd, skaap, met die banvloek. Enige lewendige ding moet vernietig word, doodgemaak word. Vir ons, wat nie lekker verstaan nie, klink dit al wreed. Maar dit is die vloek van Noag, op die Kanaaniete, wat uitgewis is, wat klaargemaak is. Toe Israel die land binnentrek, is daar nie meer Kanaaniete oor nie. Nageslag van Kana is uitgewis. Noag se vloek is afgehandel. Nou verduidelik ek dit vir die 120. Dit het my 2,5 uur gevat, wat ek nou die kort, ek het by julle ken mos oor die Bybel 'n bietjie. En ek sien, soos ek verduidelik, gaan die water en die ligte skakelaars gaan aan in die oë. Toe klaar is, dis dit so. Hulle, jy kan sien in hulle oë, ons is bevry. Ons is nou in 'n nuwe stand. Ons het liberty gekry. Freedom. Ek vra vir hulle, wie glo nou nog dat jy vervloek is? Een ou steek sy hande op.
Steek sy hand op, hy is daar van die grensdorp tussen Caprivi en Botswana. En sy predikant John Mubenenwa, die Adventiste kerk, hy sê, jy kom sien met na die tyd. Die effek van daai oomblikse bevryding was ongelooflik. Wat het gebeur? Hulle het hulle stand het hulle ontdek. En niemand sal dit daarna van hulle af wegvat nie. Dit is nie waar nie, dat ons deur God vervloek is nie. Dit is nie waar nie. Dit is 'n leuen. Ons is nie deur God vervloek nie. En weet jy, dit was half asof daai dag verby die geboorte was van 'n nuwe volk. Want ons stand in Christus het ons ontdek. Daar is nie meer te redeneer oor wie ons is nie. En dit is die Christense geheim. As jy en ek ons stand, sê jy hoor, as ons stand in Christus kan ontdek, ons status, wat is dit? Dikaiosines beteken, jy is volmaak in God se oë. Daar is nie meer 'n beskuldiging teen jou in te bring nie. Want daar was 'n hofsaak, tussen die kruis en die opstanding was daar 'n hofsaak. Die seun is skuldig bevind, jy moet sterf. Moenie worry nie, ons gaan vir jou opwek op Sondag. Maar die prys wat betaal word, is vir hierdie lot Christene, of hierdie lot mense wat mense op aarde is. Dis vir hulle wat ek in die hemel wil terug hê. My seun, jy moet die prys gaan betaal. Jy moet daai R5 vir die hoetjie bietjie gaan betaal, want hulle is my baie werd. So jou stand in Christus is volmaak in God se oë. Jy voldoen aan die standaard van Christen wees, van toelating in die hemel kry. So wat bring jou in die hemel? Nie wat jy gedoen het nie. Wat laat jou in die hel beland? Nie wat jy gedoen het nie. Wat bring jou in die hemel? Het jy geglo wat God sê? Die man aan die kruis, die buurman het gesê, die man aan die kruis het gesê, ek kan kom. So waaroor gaan dit? Geloof. Omdat hy dit gedoen het. Daar's niks wat ek kan doen nie. Daar's niks wat ek kan doen om in die hemel te kom nie. God het dit gedoen. It's done. En weet jy, al glo jy dit vandag hier, so al stem jy met my saam. Die kerk loop nie met hierdie storie nie, want die kerk het dit in elk geval verkeerd vertaal. Want wat daar staan in die vertaling wat ons gelees het, sodat ons vrygespreek kan word, sodat is 'n doelsin, dit lei 'n doelsin in. Hy is opgewek, sodat ons vrygespreek kan word. So ons moet nog vrygespreek word, na hy opgewek is. Dis 'n verkeerde vertaling. Ons is eers vrygespreek, en toe is Jesus opgewek uit die dood. So my geloof wat ek het, so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy enigste seun gegee het, sodat elkeen wat in hom glo, nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. Glo. Nou, ek het gesê in my aantrekkingsbriefie, ons spandeer soveel moeite, en luister na die preke wat jy binnekort gaan hoor. Ons spandeer soveel moeite en druk op onsself, om nader aan die Here te beweeg. Die feit is, ons hoef nie nader te beweeg aan God nie. Hy het na ons toe gekom. Hy het gesê, luister Perre, ek is lief vir jou, ek is onvoorwaardelik, ek is mal oor jou, ek kan nie wag om jou te seën nie. My pa het 1000 beeste op 1000 heuwels en ons slag net nie, ons gaan vat nie in besit wat ons in is nie, ons loop nie met ons stand, wat ons het, in Christus nie. Ons loop nie met hierdie gesag, hierdie heerskappy gesag, wat vir wie gegee is, Adam en Eva. Dit is van hulle weggevat as gevolg van Eva se geëtery. En sy het vir Adam ook aan die eet gekry. En so het Eva ons uitgeëet uit die paradys uit. Hulle het gesondig. God se gees is afwesig uit hulle lewe uit. En God sê nee, ek wil my gees terugsit in hulle hart. Ek wil teenwoordig wees in hulle lewe. Wat het hy gedoen? Hy is oorgelewer as gevolg van ons sondes. Hy is opgewek nadat ons vrygespreek is. En al wat ek en jy moet doen, is om in die geloof te sê, kyk dit, wie is ek? Wat het Joyce Banyabelo gedoen? Hy het gesê, wow, kyk, wie is ek? Ek is 'n bevryde mens, tussen wit en swart is daar nie meer voorwaardes en meer waardigheid en minder waardigheid nie. God is onvoorwaardelik lief vir ons almal.
bystand in Christus. Is amazing. En as ons dit begin loop, jy is nie meer heilig as jy iets doen nie. Jy is nie meer heilig as jy meer Bybel lees nie, as jy meer kerk toe gaan nie, as jy meer tiende gee, as jy meer, wat ook al. Daar's 'n verskil tussen geregtigheid en heiligmaking. En hierby wil ek stop, dis ek kan altyd nie. Heiligmaking en geregtigheid. Geregtigheid is by platform waarop ek staan. Dis by stand, dis by gesag. Ek is kind van God. En niks kan dit verander nie, ek glo dit. God said it, I believe it, that settles it. Dit is by stand waarop ek staan. Niemand kan by gesag van kind van God wees verander nie. Want hy het gesê, die man aan die kruis het gesê, dis oké, ek kan kom. God het gesê, jy is nou my kind. Ek aanvaar jou net soos jy is. Ek het 'n plan met jou, om die waarheid te sê. Ek wil groot dinge by jou bereik. As jy net jou hand in my hand sit. 'n Alkoholist het nie 'n bottelprobleem nie. Hy het 'n handprobleem. Dis hy wat sy hand uitsteek en die bottel vat. Hy moet net op om dit te doen. Nou kind sal hy nie weer dronk word nie. God sê, ek het 'n plan met jou lewe, ek soek net jou hand. Nou beteken dit dat ek kan my uitsondig uit die hemel uit? Never. As ek eendag in die hemel kom en God sê vir my, nou hoekom moet ek jou toelaat? Sê ek, nee, ek het dit geglo wat die Bybel sê, ek het my hart vir U gegee, in 1972, 10 Oktober, by landbouskool het ek my hart vir die Here gegee, en ek het daarna, ek was 'n dominee gewees, en ek het baie mense in die Here toe gelei, maar as ek moet eerlik wees, is daar 'n paar goedjies wat ek hem aangevang het, wat 'n bietjie, ek dink ek kan my uitsondig uit die hemel uit, as ek aan dink. Sê die, waarvan praat jy? Het jy dit gedoen? Nou sien, wat moet ons as Christene doen? Daar's 'n hofsaak. Ek staan in die beskuldigde bank. Die aanklaer, die duiwel. Kolossense 2 sê, Jesus het ons skuldbriewe geneem en agter hom vasgemaak in die kruis en toe vir die soldate gesê, slaan maar vas. Toe bloei hy ons skuldbriewe skoon, staan daar, Paulus, as hy vir hulle skryf. Maar die duiwel het fotokopies gemaak van al hy sondes. Hy het gou gegaan fotokopieë maak van al jou sondes. En wat doen hy? Hy kom sê vir jou, jy sê jy's 'n Christen. Ek herinner jou aan wat het jy gedoen. Wie nou glo ons eerder die duiwel en ons glo eerder wat hy sê, want dit pas ons van ons onthou dit, ja, ek het dit gedoen. Nou klaar die duiwel my aan in die hof. God is op die troon, Heilige Gees is die parakletos, die advokaat. Die Bybel sê se parakletos, die een wat langs my staan en namens my praat. En die regter sê vir die Heilige Gees, vir die advokaat, het juist te sê, hy sê dit is alles waar wat die duiwel gesê het. Hy het dit gedoen. Maar, kan ek herinner wat hy gedoen het in die kruis? Vader sê, dit is reg. Jy is vry. Is nou langs door die kort, jy is vry, jy kan gaan. Nou het ek 'n keuse. Ek kan of nou weer by die afstap en in sel nommer 3 gaan sit waar ek was. Op die toonbank het die regter my naam afgehaal van die lys van beskuldigdes. So ek gaan nie meer kos kry nie, ek gaan ook nie meer water kry nie. Niemand kom sorg meer vir my in sel nommer 3 nie. Maar ek besluit, dis dan te goed om waar te wees. So ek gaan af. In plaas van om net hierdie swaai deurtjies uit te stap. En ek is vry, ek is vergewe. Die regter het gesê, is oké, ek kan gaan. Ek is vergewe. Versoening is wanneer iemand kom staan op my plek. En ek sê, dit is vir my. Ek ontdek die waarde wat ek het in God se oë. As ek dink aan hierdie storie. En nie net dit nie, ek sien dit ook in Pieter. Ek sien dit ook in Leon. Daai waarde wat God het, en as hy na jou kyk. Ek sien dit ook in my vrou. Bietjie moeilik soms. Ek sien dit ook in hulle. Ek sien dit ook in my kinders. Ek sien dit die mense wat op die plaas werk.
Dit verander my gedrag teenoor myself. Dit verander my gedrag teenoor die mense met wie ek in aanraking kom, die hele wêreld vol, oral waar ek gaan. Want God het elkeen van hulle vergewe. Hy het vir elkeen die pad opgemaak om te sê, ek kom terug. Ek kom klim weer op die skoot. Die voorhangsel is van bo na onder geskeer, en dis oop, ons het nou vrye toegang tot die troonkamer, ons kan enige oomblik van die dag, enige oomblik kan ek ingaan. Nou wat is heiligmaking dan? Daarmee sluit ek dan af. Heiligmaking het net een beginsel wat jy moet verstaan. Heiligmaking sê, ek is gegrond, die evangelie van genade sê, ek is gegrond in die liefde van God. Ek is gegrond in die liefde van God. Ek het 'n liefdesverhouding met my Vader. Uit liefde van my Vader spandeer ek tyd met hom. Ek spandeer tyd met sy woord. Ek spandeer tyd met sy kinders. Uit liefde vir God. As dit nie vir die liefde vir God is nie, is heiligmaking te vergeefs, is regverdigmaking te vergeefs. So moenie heiligmaking en regverdigmaking verwar nie. En kerke doen dit. Jy is eers Christen wanneer jy so voel. Jy is eers Christen as jy dit doen of dat doen of dat doen. Of as jy hier toe gaan en daai ook opoffer ensovoorts. Waaroor gaan dit? Het gaan oor beheer. Hulle het ons vas. Jy gaan nie in die hemel kom as jy nie by ons is nie. Jy gaan nie in die hemel kom as jy nie maak soos ons sê nie. As jy nie opoffer soos wat ons vir jou voorstel nie, jy moet doen. Nou dit is maar godsdiens. Godsdiens is iets wat ek in my lewe geleer het, is 'n mensgemaakte godlose stuk humanisme. Sonder 'n verhouding met Christus, deur Christus na die Vader toe, is dit wat ons glo, is godsdiens. Dan is God 'n afgod. Dan is hy doodgewone afgod. Want ons gaan soek hom as die huis brand, soos 'n brandweer. En dan moet hy kom, en hy moet kom, Here asseblief, my suster is siek, my pa is siek, my seun is siek, kom doen asseblief. En ek sal beloof, ek sal elke slag, elke kerk besoek, en ek sal elke bybelstudie bywoon, as u net my seun gesond maak. God is 'n afgod. Ons is in 'n verhouding met God. Hy is mal oor my. Hy is lief vir jou. Jou stand is 'n ontsaglike stuk vryheid wat jy ontvang het in Christus. Kruisiging tot opstanding. Die belangrikste dag in die kalenderjaar van Christen is nie Kersfees nie. Dit is Opstandingssondag. Daar is die verklaring, jy is vry. Ek het my stand as Capriviaan teruggekry, en niemand kan ooit weer vir my sê ek is die God vervloekie, want is dit nie waar nie. Ek het liberty ontvang, ek is vryheid ontvang. So dit is jou stand, as Christen, as kind van die Here. Jy is God se kind, hy is mal oor jou, en hy kyk, ek sien jou deur die bloed van sy seun. Jy is aanvaarbaar. Dikaiosines beteken, jy voldoen aan die standaard van hemelse burgerskap. OK, oogies toe. Vader, ons sê vir U, dankie vir die woord, dankie vir nuwe lig. En ek bid dat as hierdie boodskap U waarheid is, dat U dit vandag sal bind op ons hart, al is dit een van ons, maar dat dit 'n verskil sal maak in ons lewe. Die manier hoe ons onsself sien, die manier hoe ons naaste sien, ons naby mense, ons mense wat in die wêreld sal met ons kontak maak, hoe ons vrou en ons kinders, hoe ons almal sien, en hoe ons vir U sien. Vergewe ons dan vanoggend, as ons dit nie so gesien het nie. Dankie vir die lig wat U vir ons kom bring. In die naam van Jesus bid ek dan dat U hierdie manne vandag sal seën. Meer as ooit tevore, dat hulle met 'n opgewonde hoop hier sal uitstap, omdat hulle 'n nuwe stand het, 'n nuwe herwaardering en 'n herontwaking van wie hulle eintlik in Christus is. Seën hulle. En wees met ons elkeen, beskerm ons geliefdes, soos dit U wil is. Dankie dat U vir ons beloftes gee in die woord. Dat hulle wat hulle vreugde vind in die Here, sal kry die begeertes van hulle hart.
Stap die pad saam met ons Vader en hou ons hande vas, dat ons nie die pad byste raak nie, want u weet, u ken ons, en u weet waar ons geneig is, maar dankie dat u ons onvoorwaardelik lief het, ongeag, het u ons ongelooflik lief, en u het kom bewys. In Jesus naam bid ons dit, amen. Een dingetjie, ekskuus, nergens in die Bybel lees ons dat sondebelydenis is 'n voorwaarde vir vergifnis nie, vir kindskap van die Here nie. Nergens nie. Daar's 'n teks in 1 Johannes 1 vers 9, ons hoor dit Sondagoggende. Almal wat gesondig het, wat hulle sondes opreg en waarlik bely, God is getrou en regverdig om ons te vergewe. Maar daai woordjie wat die 1 vers 1 Johannes 1 vers 9 mee begin, ean, die Griekse woord ean, is 'n voorsetsel. Die ou vertalers het gesê dit is 'n voorsetsel van voorwaarde. As jy jou sondes bely, sal jy vergewe word. Dis nie waar nie, dit is 'n voorsetsel van ekwivalensie. Hy wat vergewe is gelyk aan hy wat vergewe kan word. Wonderlik, né? As jy vergewe is, dan is jy die ene wat sal nader kom na die Here toe sê, ek is jammer. Want vergifnis vir 'n Christen wat klaar geregtigheid ontvang het, is dit 'n kwessie van, dit pla my. As iets tussen my en die Here, dit pla my dat ek het gedoen het, dat ek het gesê het, of dat ek daai gesindheid gehad het. God sê, is reg, gee net vir my jou hand. Dis omdat jy jou hand uit my hand uitgehaal het. Ons kon nie die pad lekker saamstap daar, en gee net jou hand, dan gaan dit nie weer met jou gebeur nie. Hy wat vergewe is, kan vra om vergewe te word. Dis wat hy teksie sê. Alright, baie dankie. Wat vertaling moet ons nou glo? As jy nou sê hierdie vertaling is allemaal gees. Weet, dit is te bier die van. Wat 'n vertaling? Jy kan nie eers die Griekse vertaling 100% vertrou nie. Want watter transkripsie, watter vertaling van die Grieks is die ene, die Koine, ons praat van die Koine Grieks, is die Bybeltjie wat ons het, dit is op 300 jaar na Christus, is dit gefinaliseer by die synode van Nicea, 325 na Christus. Maar ek wil nou nie te veel moeilikheid soek daar nie, maar die vertaling, as jy soveel as moontlik vertalings, die vertaling vir ons as Afrikaners, as Afrikaans spreker is 33, 1933, is die naaste. Want hy is letterlik woord vir woord gevat. En hy is vertaal. Soms, en dis hoekom die ouens daarna kom karring het met nog vertalings, soms is dit daai oorspronklike 33 vertaling, het nie lekker sin gemaak, jy het dit maklik gelees, dit val nie lekker in by ons idioom nie. Toe is 53 vertaal, en toe is 83 vertaal. Die 83 vertaling is die verkeerdste wat hierdie teks aan betref. Maar wie hoekom, jy het nie dit gevra nie, maar wie hoekom het hulle dit gedoen? Dit is omdat die standpunt van die meerderheid Afrikaans sprekende mense binne die sisterskerke sê jy moet tot bekering kom nadat jy gedoop is as kind. Hoewel jy nou die teken vir die verbond ontvang het, sê die formulier, moet jy nog tot geloof kom. So jy moet sonneskool toe gaan. En jy moet 'n matriek met jy belydenis van geloof aflê. Worsbesien, almal gaan deur, of hulle nou verhouding met die Here het nie, of nie, hy moet nou dranklisensie kry, hy moet nou begin nagmaal gebruik. En die standpunt is dat jy tot bekering kom, nadat jy aanvaar het wat Jesus gedoen het aan die kruis. Yes. Jy het jou lidmaatskap het jy in, jou sertifikaat is in, jy het jou tiende wat jy gee, jy het jou dienste wat jy bywoon, Bybelstudies, bidure, kerkbazaar, ensovoorts. Barmhartigheidskommissie neem jy deel aan die aktiwiteite van die kerk. Jy het een of ander, dit is iets wat moet gebeur daarna, en dit is wat die duiwel vir ons kom aankla oor. O, jy doen nie dit nie, jy doen nie dat nie, wil jy nou vir my sê, jy is 'n Christen, jy is 'n kind van die Here, maar terug na die vertaling toe. Vergelyk soveel as moontlik. Google is 'n wonderlike ding. As jy translations net van die Bybel net gaan kyk, probeer soveel as moontlik vergelyk. Is die Engels genade, Engelse
Ek het iets gehoor van die King David. Ja, King James is die mees korrekte. Ook weer letterlik soos die 33 vertaling. Ja. Het is interessant, die King James, jy sal dit seker ook weet, is dat toe die King James version uitgekom het destijds, eeuwe terug, en daar wagte agter hulle gestaan, kyk het hoe die regte positief. Ja. Ja. En die ou het daai tyd fotostaatmasjiene gehad en drukperse en fotokopiemasjiene gehad nie. Hulle moes alles by die hand skryf. Wat dat scribes gehad. Ja. Maar dit is 'n geldige vraag daai, want hoe gaan ons weet? Ek glo altyd daar's 'n stemmetjie hier in my hart. Wat sê dit voel hier reg en dit voel hier reg. Wat ek hier sien, is dit resoneer met my. Ek vat dit en dit klink vir my reg. Hoe weet ons die Here wat praat? Die duiwel is die aanklaer van die broer, sê Openbaring 12:10. So as jy aangekla staan oor enigiets, ek is obsessief hieroor. As ek aangekla staan oor enigiets, ek luister nie verder nie. God praat nie met aanklag nie. Die Heilige Gees kom sag in my hart. Nou sê my, hier is die waarheid. Wat is jou reaksie hierop? Vrede, in lyn met sy woord. Vrede, in lyn met sy woord. Stilte, sagte oortuiging. Heilige Gees kla nie aan nie. Hy verdedig en hy oortuig. Resoneer, kyk wat val lekker op jou. As jy op jou knie daaroor met God kan praat, as jy waarheid waaraan jy vashou. As dit nog nie die hele volle waarheid is nie, just hang in there. Dis wat met my gebeur het, 23 jaar nadat ek klaar gestudeer het, het ek uiteindelik hierdie waarheid ontdek. Vandag is dit vir julle, vandag sê julle dan, wat took hom so lang? Julle het het al lang al geweet, maar dit is die 8 jaar wat hulle vir my daar in die klas gehad het hulle vir my die goed ingedoktrineer. Dis hoe dit werk. En is 'n rukkie gevat om te besef, maar ek kan nou myself sien waar die staan. Ja. Ekskuus. Teks verklaar teks. Ja, yes. Ja. Die beeld van die Pasga in Egipte. Ja. Die vryspraak was die bloed van die Yes. wat die vryspraak het. Yes. Die bevryding het daarna gekom. Ja. Dis die posisie. Ja. Die Nuwe Testament praat. Yes. In die Engels, he became for us. Yes. So dis ons posisie. Ja. Die teks verklaar teks. Ja. Selfs in die tyd bereding het God al reeds die animal sacrifice, die animal geïmplementeer te maak. Ja. Die bedekking wat later die bloed in die kruis in die tyd van Eden reeds plaasgevind. Ja. As 'n beeld van voor te kyk aan die kruis van Jesus. Ja. Ja. So teks verklaar teks wat jy nou daar gesê het, is die posisie. Ja. Daar het die kruis van Jesus, Ja. dis die bloed van Jesus. Yes. Verklaar ander dele van Ja. die teks ook. Terwyl in die Ou Testament ja. Terwyl in die Ou Testament is verskeie jaarlikse offers nodig geweest. Jesus sê, "Alright, ek is nou die laaste offer." Dit hoef nou nie weer herhaal te word nie. Die oudstes, dis nou klaar. Dis hoekom hy in die kruis gesê het, die laaste woorde, dit is volbring. Dit is klaar. It is finished. Nog iemand? Ek wil net gesê, jou antwoord is 100% reg. Baie vertaling moet ons glo. Die Heilige Gees, Ja. dit word erop gedoen. Yes. Hy was daar toe dit geskryf is. Ja. Nee, hy sal nie lieg nie. Hy kan nie lieg nie. En ek kan my indink as God vandag na al die vertalings kyk en sê, wat moet ek nou nog doen om vir hulle die waarheid te laat verstaan? Vir wie moet ek nou stuur? Ja. Ja, maar het was die eerste Adam en laaste Adam. Ja. Yes. Dit was die Eva wat die vrug geëet het. Is En jy, so terwille van die vrou is, die enigste keer wat God gesê het, dit is baie goed nadat hy iemand iets gemaak het, is toe hy vir Eva gemaak het. Toe hy toe ons gemaak het, toe sê dit is goed, maar toe hy vir Eva maak, dit is baie goed. Hy het ook 'n goeie job gedoen, want toe haar op die helfte van die, of 'n derde van die engele agterlaat. Hulle het dit ook gesien. Ja.
Ja, man.